Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Ek wil jou gou vertel van so 'n prentjie wat ek gistermôre gesien het op pad werk toe. Ek sien hierdie gesinnetjie langs die pad stap. Die pappa hou die mamma se hand vas, die mamma hou die seentjie se hand vas. En jy kan duidelik sien hoe die armoede uitstraal. Regtig 'n gesinnetjie wat daar is nie regtig in oorvloed nie. Hulle kry swaar, jy kan dit sien. Maar hoe nader ek kom, let ek iets anders op. Hulle gesels met mekaar, hulle lag met mekaar. Die seentjie beduie met sy ander hand wat los is, die kant van die veld, en die pappa beduie die kant toe. Want sien, daar's net een hand los, een is die pappa se en die ander is die seentjie se, so die twee hande is los. Die mamma se hande is vas. Maar hulle straal 'n gelukkigheid uit, 'n tevredenheid uit. En toe dink ek, weet wat, hierdie is mooi. Maak nie saak wat hulle omstandighede is nie. Hierdie gesinnetjie is lief vir mekaar. Hulle gee om vir mekaar. Hulle kyk na mekaar. Hulle gesels met mekaar. En dit laat my dink, 10-1 bid hulle vir mekaar. So hulle laat nie toe dat dit wat mens eerste waarneem, deel van hulle invloed, hulle liefde, hulle omgee vir mekaar is nie. Dit was vir my baie mooi om dit te sien, om te sien hoe hierdie gesinnetjie ten spyte van baie gelukkig is. En ek dink aan daai teks wat sê, bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word, want die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Wanneer laas het jy bietjie vir jou familie gebid? Ons bid altyd vir omstandighede en alles, maar ons bid nie vir ons familie nie. Here, dankie dat ons families op die altaar kan kom neerlê. Dankie dat ons hulle voor U kan neerlê met die wete dat maak nie saak wat met hulle gebeur nie. God will make a way where there seems to be no way. En Here, ons los hulle by U. Dankie dat ons vanoggend net 'n bietjie tyd kan neem ook om te bid, Here, dat U vir ons reën sal gee. Amen. Jy moet 'n baie lekker dag hê, bye bye.